Goeiemiddag, wonderlik om weer met u te gesels. Dit is 'n pragtige bewolkte dag hier, so as jy 'n paar rommels hoor, dit lyk vir ons gaan 'n bietjie donder weer kry. Dit is maar net donder weer. So heel opwindend. En as jy na hierdie video kyk op een of ander stadium, gee hom maar 'n like op die like knoppie en deel hom 'n bietjie met ander mense en subscribe sommer, teken aan, registreer. Dit help my ook om hierdie woord uit te kry wat ek glo belangrik is. Jy mag miskien nog eens 'n dinkie, maar jou oë sal ook nog oop gaan. 1 Korintiërs 1. Ek praat oor die evangelie, die goeie nuus, 9de aflewering hierdie. En vandag se titel is jou doop in Christus. Jy is gedoop. Glo dit of nie? Vers 13 van 1 Korintiërs 1. Is Christus verdeel? Ek wil eintlik begin deur te praat oor waaroor gaan die doop nou nie eintlik nie. Paulus vra die vraag, is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig of Gert Cornelis? Nee. Of is julle in die naam van Paulus of wie ook al sy naam gedoop? Nee. Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Verrassende woorde van Paulus vir 'n man wat die apostel in die Nuwe Testament is, dat hy nie so groot gewag van die doop, en ek glo hy praat hier van die doop in water gemaak het, as sommige anders nie, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of ek enigiemand anders gedoop het nie, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie, die goeie nuus te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, so die kruis van Christus nie verydel mag word nie. So, die doop is nie nog 'n dogmatiese leerstelling wat vir ons gegee is, of wat ons kan gebruik om 'n naam vir onsself te maak nie, om ons eie koninkrykie op te rig nie. Dis nie 'n dogmatiese leerstelling wat gegee is sodat nog 'n splintergroepie gevorm kan word nie. Ons is die mense wat so doop of sis doop nie. So wat is al die verskillende dinge wat soms soveel verdeeldheid onder Christene bring, en eintlik niks anders bewys as die onkunde en die oppervlakkigheid van God se volk nie, van die verbondsmense nie. Baie stry oor die feit dat of sê dat die doop is 'n teken van die verbond. Nou dit mag waar wees tot 'n groot mate, maar dan praat ons van die nuwe verbond, of die doop het in die plek van die besnydenis gekom, sê sommige. Maar die besnydenis van die hart is nie dieselfde as die besnydenis van die vlees nie. 'n ander geval wat ek weer onlangs gehoor het, is dat sommige kerke sê, jy kan nie in die hemel kom as jy nie gedoop is nie. En dis waarom ook, ek dink in die Romeinse kerk, veral om nou name te noem, hulle, as 'n babietjie siek is en lyk of hy gaan doodgaan, dan word daar met alle geweld en alle metodes aangewend om tog iemand van die kerk, niemand anders kan dit doen nie, die priester of iemand te kry, sodat daardie persoon gedoop kan word, of iemand wat besig is om te sterf, moet nou eers gedoop word, sodat hy reg kan wees vir die hemel. Ek kan my kop net skud. Dit gaan nie oor die hoeveelheid water nie. Moet ons onderdompel of moet ons besprenkel? Moet ons in die naam van Jesus alleen doop, of moet ons in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees doop? Of in die naam van Jesus en dan ook in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees? Nee, ek wil herhaal, die doop is nie 'n verskoning, is nie 'n rede om nog 'n denominasie te stig nie. Is nie 'n rede om nog verdere verdeeldheid te bring, soos Paulus sê, is Christus verdeeld? Is hy in stukkies gekap? Het hy my gestuur om 'n naam vir myself te maak en om my eie ou groepie disippels op te rig, omdat ek hulle gedoop het? Nee. Waaroor gaan die doop? As ons oor hierdie goed stry, het ons geen benul nog van waaroor die doop gaan nie. Matteus 3, vers 13, lees ons van Jesus se doop. En ek wil gou daar gaan loer. Ons gaan maar weer net 'n paar versies moet loer, want ongelukkig kan 'n mens hierdie goed net
so in die verbygaan noem nie. Ons moet dit sien vanuit die skrif ook. Matteus 13, waarom moes Jesus hom laat doop? Hy was nie 'n sondaar nie. Maar daar was 'n baie diep geestelike rede, en as ons dit begin verstaan, kan ons doop ook begin verstaan, of waarom ons dan ook voel soms dat ons gedoop moet word in die openbaar as 'n publieke getuienis, want ek glo dis 'n belangrike deel van die doop. In Matteus 3 lees ons van Jesus se doop. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom, van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid van God te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Dit was die wil van die Vader. Dis wat Jesus wou sê deur te sê, so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Want Jesus se doop het van iets baie dieper gespreek. Sy doop het gespreek van sy vleeswording, en die vleeswording was 'n doop in die mensdom se vervalle toestand in. In die sondige, daarom sê die Johannes 1 dat Jesus die woord het vlees geword, sarx in die Grieks, nie anthropos wat mens is nie. Jesus het nie bloot mens geword nie. Jesus het gekom om in ons sondige, vervalle, verwronge identiteit, ons sondige toestand in te kom, sonder dat hy self sonde gedoen het. Maar hy het hom totaal en al vereenselwig. Hy het gekom om die eenheid van God met mens, van die hemel met die aarde te kom demonstreer en tot vervulling te bring. Dit was in sy kruisdood, dat dit waarvan sy waterdoop gespreek het deur Johannes, tot kulminasie sou kom. In Lukas 12 lees ons die volgende. Sê Jesus op 'n stadium, Lukas 12 vers 49. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp. Dit klink of het so kontrasteer of 'n kontradiksie is die Engelse woord. Wat Jesus eintlik gekom het, was Jesus nie alles oor vrede en liefde. Nee, hy sê ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat dit al aangesteek was. Weereens moet ons die gehoor in gedagte hou. Ons moet sensitief wees vir wie is die gehoor. Eerste plek die Jodendom, maar ook die ganse mensdom. Daar is vir ons ook 'n ewige tydlose beginsels wat ons daaruit moet kry. Maar ek het 'n doop, ek herhaal vers 49, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat dit al aangesteek was, maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid. Maar hierdie woorde, ons kan later meer praat oor die feit van die vuur en die vrede in die verdeeldheid. Want dit is wat gebeur het in Israel. Sommige het hom aanvaar, sommige het hom verwerp. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Hierdie is na sy waterdoop. So hy praat nie hier van 'n fisiese doop nie. Hy praat van 'n geestelike realiteit. Hy praat van sy vereenselwiging met die mensdom, sy assosiasie met die mensdom wat 'n kulminasie gaan bereik aan die kruis, waar hy volkome in die sondige toestand van die mens gaan inkom, waar hy ter helle gaan neerdal as hy wil, waar hy in Hades, die plek van die dood, die hel gaan ingaan, die oorsprong, die abyss van sonde, en daardie sonde gaan breek. Die dood wat oor die mens geheers het, gaan breek. En hy kon dit net doen deur om totaal te vereenselwig met die mens. In 1 Korintiërs 10 lees ons hoe Paulus dit verklaar, en hoe Paulus dit gesien het. 1 Korintiërs 10. As ek vinnig soontoe kan blaai. 1 Korintiërs 10 dit is weer vers 1 tot 4. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys gedrink het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Hier is 'n korporatiewe doop waarvan gepraat word, 'n korporatiewe drink van
drank en eet van spys, klink bekend. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Paulus gebruik hier die Exodus motief, die Exodus motief. Moses was die man wat sy volk uit die slawehuis van sonde, uit Egypte, of die slawehuis van Egypte uitgelei het, die slawerny uitgelei het, en deurgevat het deur die see en die wolk, en so dis 'n korporatiewe, dit praat van 'n tipe doop in Moses, 'n erkenning van Moses se leierskap, maar die hele volk is daarin gedoop, en dit is 'n profetiese prentjie van wat Jesus gedoen het. Want Jesus se dood en opstanding het vir ons Exodus gebring, ons bevryding uit die slawerny van die dood, die heerskappy van die dood wat oor die mens geheers het van Adam af tot met Christus. En ons verlossing gebring het van die slawerny wat sonde, wat gekom het as gevolg van die dood wat oor almal, die blindheid wat oor almal gekom het. En Jesus het daardie slawerny kom breek. Galasiërs 3. Ek vinnig terug gaan na Galasiërs toe. Lees ons die volgende. Of eintlik aangaan na Galasiërs toe. Galasiërs hoofstuk 3. Vers. Nou vergelyk dit nou met hierdie 1 Korintiërs 10 waar hy praat oor die doop in Moses. Galasiërs 3 vers 26 sê: Want julle almal is kinders van God. Hy praat oor die wet wat voorheen geheers het en hoe die wet 'n tugmeester was, 'n leiding, 'n onderwyser na geloof toe, die geloof van Jesus Christus. Vers 26, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, die eintlik letterlik die geloof wat vloei vanuit die bron Jesus Christus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar's nie meer Jood en Griek en slaaf, vryman, wit en swart en pink nie. Julle is almal gedoop, julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Wanneer is ons as Christus gedoop? Die dag toe jy deur die waterdoop gegaan het, die dag toe jy besprenkel is, nee, 2000 jaar gelede toe Jesus gesterf het. Want sê Paulus dan nie in Galasiërs 2 vers 20, die volgende woorde wat ek in die vorige boodskap so duidelik aangehaal het, in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Gert is met Christus gekruisig. Jy is met Christus gekruisig. Jy het geen aandeel daarin gehad nie. En jy leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Daar is die identifikasie. Jesus se doop in water was 'n vereenselwiging met die mense vervalle toestand. En het gespreek profeties van sy dood aan die kruis en sy opstanding. Ons doop as 'n reaksie is 'n terugkyk na en weer eens 'n vereenselwiging. Nou verstaan ek dat dit was Jesus se geloof wat vir my gesterf het, wat en toegelaat het dat ek saam met hom gesterf het en saam met hom opgewek is en eintlik ook saam met hom verheerlik is, maar dis daar die union, dis daar die eenheid van wat gebeur het met Jesus Christus. Die eerste mens het met my gebeur, het met die ganse mensdom gebeur. En daarom is doop nie in die eerste plek die hoeveelheid water of die metodiek nie, of die name wat gebruik word nie. Die doop is 'n bekleding met Jesus. Dis 'n erkenning dat ek reeds met Jesus bekleed is. Dis 'n publieke, as jy wil, en soms kan dit baie privaat wees, maar gewoonlik sluit jy aan by 'n gemeenskap van gelowiges, en mag die Here ons help dat ons vorentoe meer hierdie tipe gemeenskap wat op waarheid gebaseer is, wat op die volkome openbaring van Christus en ons bekleding met Christus en ons eenheid met Christus en met Christus in ons as die geheimenis van die eeue, maar is lank al geopenbaar, maar dat ons hierdie openbaring sal begin
wandel in 'n koinonia, in 'n gemeenskap van gelowiges. So wanneer ons laat doop, dan erken ons dat ons reeds bekleed is met Christus. Ons is totaal met hom vereenselwig, omdat hy hom reeds met ons vereenselwig het. En daar gaan ek eers stop, want die boodskap raak nou alweer lank. Maar ek hoop en glo en vertrou dat hierdie boodskap bevryding bring vir baie mense, wat onder veroordeling is, omdat hulle dan nou nie so gedoop is nie. Kry eers die openbaring, dat jy reeds in Christus gedoop. Almal wat in Christus gedoop is, het hom met hom bekleed. En ons is gedoop in hom. 2000 jaar gelede is die ganse mensdom gedoop in Christus, in die wolk en van sy heerlikheid. En het ons gegaan deur die see, wat ons bevryding gebring het van die dood wat geheers het van Adam tot in Christus. Ons ontwaking is die oomblik wat ons sê, ek wil dit in die openbaar bevestig. Ek glo dit. Ek het geglo, daarom doen ek dit. Mooi bly.